wat sê die Bybel oor die groot wit troon oordeel? In Openbaring hoofstuk 20 lees ons vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So die gedeelte wat ek vir u gelees het, in Openbaring 20 vanaf die 11de vers, begin dan met die woorde, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit. So die groot wit troon is 'n baie belangrike aspek in God se handelinge met die mensdom. En wat ek graag nou wil doen is, ek wil met jou praat ter inleiding oor die groot wit troon oordeel, die tyd van die groot wit troon oordeel, die aard van die groot wit troon oordeel, die noodsaaklikheid vir die groot wit troon oordeel, die boeke wat geopen word, die regverdigheid van die regter by die wit troon oordeel, wie almal veroordeel word by die wit troon oordeel, en die leerstelling van die finale oordeel. So kom ons kyk of ons vandag deur hierdie onderwerpe kan werk. Alles het te doen met die groot wit troon oordeel. Ter inleiding wil ek vir u sê, daar is duidelike skriftuurlike bewyse dat daar 'n finale oordeel, bekend as die wit troon oordeel, sal plaasvind. Ek het dit nou vir u gelees, die spesifieke gedeelte wat dit baie mooi omskryf in Openbaring 20 vers 11 tot 15. Dit is Johannes wat op die eiland van Patmos die openbaring van God ontvang het, toe die Here vir hom die boek Openbaring gegee het, maar ook Paulus, behalwe vir Johannes, ook Paulus is van mening dat daar 'n oordeel sal plaasvind. Daarom skryf hy dan in Handelinge 17 vers 31, of word hy aangehaal deur Lukas die skrywer, dat hy sê, omdat hy, dis God, 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So Paulus is hier van mening dat God die Vader het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. En dit het hy gedoen deur 'n man, Jesus Christus, wat hy aangestel het. En dat dit definitief so gaan gebeur, is die feit dat hy uit die doodheid opgestaan het, daarom is hy dan nou ook regter. Petrus, nie net Johannes en Paulus nie, maar ook Petrus is van presies dieselfde mening, wanneer hy in 2 Petrus 2 vers 9 skrywe, die Here weet om die regverdiges, nee, daar staan die onregverdiges. Dit is die goddeloses, dit is die ongelowiges, dit is die verlore mense, die mense wat nooit by die Here uitgekom het. Die Here weet om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel, om gestraf te word. Dis hier baie duidelik, is daar 'n dag van oordeel. En Paulus sê God het 'n dag bepaal. Johannes toon aan ons die dag van die wit troon oordeel. Dus, wat die opstanding en die oordeel van die goddelose by die wit troon oordeel betref, staan dit baie duidelik opgeteken in Openbaring 20 vers 13, en die dood en die doderyk, en ons weet mos alle verlore mense is tans in die doderyk, het die dode gegee wat daarin was. Diegene in die huidige doderyk kan dus nie vir altyd daar bly nie. Hulle moet 'n opstandingsliggaam ontvang om daarmee vir ewig in die ewige hel gewerp te word. Daarom lees ons in Openbaring 20 vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar
volëindig was nie. Bedoelende dat daar is 'n eerste opstanding vir die regverdiges. Daarom sê die Bybel ook in Openbaring 20, salig is jy en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. So as daar 'n eerste opstanding van die regverdiges is, dan spreek dit mos nou van self, dat daar moet mos 'n tweede of 'n laaste opstanding van die goddelose wees. Nou tydens hierdie opstanding van veroordeling, dit is nou die wit troonoordeel, sal die liggame en geeste van die goddelose weer verenig word. Die vraag kan gevra word, met watter soort liggaam staan hulle dan op? Hierdie opstanding is nie die van die regverdiges nie, maar wel van die goddelose. Dan spreek dit mos nou van self, dat hulle liggame kan mos nie dieselfde kwaliteite openbaar as die van die regverdiges nie, anders sou hulle ook 'n salige opstanding gehad het, maar dit is beslis nie so nie. So die goddelose sal wel 'n ewige bestaan in 'n ewige liggaam hê, maar dit gaan 'n korrupte liggaam wees, en hulle gaan met daardie liggaam vir ewig in die hel gewerp word, wat nooit tot niet kan gaan nie. Hierdie mense het sonder die Here gesterwe, en hulle beleef 'n opstanding van veroordeling, sonder die aanraking van die heerlike Christus verheerlikte liggaam. Daarom is hulle verskyning voor die wit troonoordeel 'n liggaamlike verskyning, voor die een wat hulle liggaam en siel in die hel gaan verderwe. En ons lees dan ook so dat Jesus self in Matteus hoofstuk 5 vers 29 dit sê, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit, gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En ook in vers 30, as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou af weg, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En hy bevestig dit ook in Matteus 10 vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So daar gaan 'n verderwing in die hel wees van die siel en die liggaam van die wat opgestaan het, die goddelose, die onregverdiges by die wit troonoordeel. En dit laat 'n mens onmiddellik die tweede vraag vra, wanneer gaan die wit troonoordeel plaasvind? In ander woorde, die tyd van die wit troonoordeel. Die oordeel kan alleenlik plaasvind aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Dit is baie duidelik deur net die kronologiese volgorde na te kyk in die boek Openbaring, waar ons lees in Openbaring 20 vers 2, hy het die draak gegryp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, het hom gebind 1000 jaar lank. Vers 7, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit. So hierdie oordeel kan alleenlik voltrek word nadat die Antichrist, die valse profeet en Satan alreeds tot die hel verdoem is. Hierdie sataniese drieheid, onthou ek sê nie drie eenheid nie, let wel, sataniese drieheid, hierdie drie wat saamwerk. Ons lees in Openbaring 19 vers 20, die dier is gevangene geneem, saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. Maar hierdie vuurpoel wat met swavel brand, hulle word daarin gewerp, die Antichrist en die valse profeet, voor die 1000 jaar vrederyk aanvang neem, reg voor dit aanvang neem. Dan lees ons, en dan Satan in Openbaring 20 vers 2, word nou gebind in die bodemlose put vir 1000 jaar. Nou lees ons in vers 7, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal Satan in sy gevangenis ontbind word. Nou is dit 1000 jaar later. Vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. So, na 1000 jaar, vind Satan, die Antichrist en die valse profeet, steeds in die hel, en hulle is nie tot niet nie, hulle kan nie uitbrand nie, en hy word daarin gewerp. Eers nadat die valse profeet, die Antichrist en die duiwel in die hel gewerp is, en let wel, hulle is die eerste 3 persone wat in die hel gewerp gaan word, waarvan die Antichrist en die valse profeet die eerste 2 is, dan volg Satan, en eers daarna, lees ons in vers 11 van Openbaring 20, en ek het 'n groot wit troon gesien. So, daar is 'n spesifieke tyd deur God bepaal om die dode te oordeel.
En dit staan ook so in Openbaring 11 vers 18. En dit is dat die toren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word. En dit is presies wat Johannes nou sien, toe die wit troon oordeel 'n aanvang neem. Daarom, hierdie dag sal die tyd wees wanneer God oordeel, soos in Romeine 2 vers 5 opgeteken staan, die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. So dis 'n dag van toren, dis 'n dag van oordeel. Petrus onderskryf dit ook in 2 Petrus 3 vers 7, dat hy sê, hierdie dag is die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Nou hierdie dag, wat alleenlik aan God bekend is, sal plaasvind nadat alle rebellie en opstand teen God finaal vir ewig in die kiem gesmoor is. Eers dan lees ons, na die oordeel van Gog en Magog, dis tussen vers 7 en vers 10 van Openbaring 20, eers na die finale opstand teen God. Daarna lees ons eers in vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien. Nou hierdie wit troon oordeel bring dus 'n einde aan die geskiedenis van die huidige aarde, soos ons dit vandag ken. En dit sal dit dan ook finaal eindig. Daarom lees ons dat onmiddellik na hierdie wit troon oordeel, van vers 11 tot vers 15, onmiddellik op die wit troon oordeel, wanneer God kyk wie se name is in die boek van die lewe en wie sin is nie, en wanneer die finale oordeel nou finaal plaasvind het, die volgende woorde, onmiddellik op hierdie oordeel, begin oombliklik met, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. So daardie finale oordeel bring dan ook 'n finaliteit aan die aardse bestel, soos wat ons dit vandag ken, wat gedeeltelik herstel gaan word in die 1000 jaar vrederyk, maar wat dan finaal tot niet gemaak sal word aan die einde daarvan. En dit laat my die volgende vraag ontstaan, wat is dan nou die aard van die groot wit troon oordeel? Ten eerste weet ons dat Jesus Christus sal die regter wees. Dit staan tog duidelik so in 2 Timoteus 4 vers 1. Ek beswoor jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. En dan ook in Handelinge 10 vers 42, dat hy, Jesus, is deur God bestem as regter van lewende en dode. Dit word bevestig in Handelinge 17 en ook in Johannes 5. Dat die Here, die Vader, het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Johannes 5 vers 22 en vers 27. So hoofsaaklik ongelowiges word geoordeel by die wit troon oordeel, want u moet onthou dat die regterstoel van Christus het mos 1000 jaar vroeër plaasgevind gedurende die 7 jaar groot verdrukking, toe die kerk na die wegraping na die hemel opgeneem is. So u moenie die wit troon oordeel verwar met die regterstoel van Christus. Daar is 2 groot oordeele in die ganse univers. Die een oordeel is vir gelowiges en die tweede een vir ongelowiges. En by daardie eerste oordeel by die regterstoel van Christus word die werke van die gelowiges op die proef gestel hoe danig dit is. Dit het ek met u behandel die afgelope 2 weke en u kan dit hier by die radiostasie kry. Maar hierdie oordeel, die wit troon oordeel, is hoofsaaklik vir die ongelowiges. Dit sal hulle wees wat gaan hoor. Volgens Matteus 25 vers 41, daardie dag by die wit troon, gaan al hierdie ongereddes moet hoor, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. En daardie vloek, wat oor hulle uitgespreek word van die ewige hel, die tweede dood, wat hulle moet deurstaan, waar Satan en sy gevalle engele en die antichrist en die valse profeet is, al daardie mense wat daardie dag moet aanhoor, gaan weg van my, julle vervloektes. Al dergelike se name het natuurlik ontbreek in die boek van die lewe, want die finale toets, of jy die heerlikheid van God gaan beerwe, en of jy na die ewige poel van vuur moet gaan, is tog vers 15 van Openbaring 20. Dit is die absolute finale toets. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So sommige gelowiges, wat in die 1000 jaar vrederyk
te sterwe gekom het. Ons weet dat in die Duitse Vrederyk gaan die mense weer oud word, soos die dae van die bome, Jesaja 65, Jesaja 66, dan weet ons dat daar is 'n baie lang tydperk voordat mense sal sterf, en selfs iemand wat gesondig het, was al op 100 jaar ouderdom sterwe, maar die Bybel leer vir ons dat in die 1000 jaar Vrederyk, dat die mense se lewe weer verleng sal word. Nou die Bybel is baie duidelik daaroor in Jesaja 65 en 66, en die groot vraag gaan wees, as daar 'n moontlikheid is dat iemand ook dan in daardie tyd sou sterwe, voor watter oordeel moet hulle gaan staan? Want dit is tog duidelik hierso staan in Matteus 65 vers 20, en daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae, of 'n grysaard wat sy dae nie voluit lewe nie, want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud, en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. Hulle sal huise bou en bewoon, wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande geniet. Vers 25, dan wy die wolf by die lam, hulle wy saam, die leeu sal strooi eet soos 'n bees, die stof van die voedsel sal die voedsel van die slang wees, hulle sal geen kwaad aanrig op my berg nie. En so ook in Jesaja 66, lees ons vanaf vers 19, en dat sal 'n teken wees, hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. En dan lees ons van al hierdie wonderlike dinge, ook in Sagaria, hoofstuk 8 en Sagaria 14. Die vraag is dit moontlik dat iemand in die 1000 jaar Vrederyk wat 'n kind van God is, wel kan sterwe? My antwoord daar gaan wees, ek glo dat die moontlikheid bestaan, en sou dit so wees, dan het daardie persoon mos die geleentheid om by die wit troon oordeel te kom staan, sodat die werke getoets kan word, want dis wat gaan gebeur, hulle word geoordeel volgens hulle werke, en wanneer daardie werke getoets word, wat dan gaan plaasvind, is dat daar moet gekyk word of daardie persoon se naam in die boek van die lewe is. Nou ons weet dat 99.9% van al die mense wat by die wit troon oordeel gaan staan, is uiteraard daar omdat hulle verlore is. Hulle kom uit die doderyk uit. Daar staan mos tog baie duidelik in vers 13, die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En vers 14, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Almal wat nou in die doderyk is, alle verlore mense van die begin van die skepping af, wat God die mens geskaap het, tot en met hierdie oomblik wat u nou na my luister, almal wat verlore is in die doderyk. Dis almal wat in die doderyk is, sal na die ewige hel gaan. En in die doderyk is hulle reeds in 'n plek van pyn, maar dit is ook so dat die moontlikheid bestaan dat in die 1000 jaar Vrederyk daar wel gelowiges kan sterf, en hulle wat gesterf het, voor watter oordeel moet hulle gaan? Hulle sal moet by daardie selfde oordeel, by die wit troon oordeel moet kom staan, en dan sal getoets word, hulle werke uitgevind word, dat hulle het die Here aangeneem, en dan sal hulle name in die boek van die lewe wees, en sal hulle vrygespreek word. So dit is so, dat indien enige gelowiges wel sou ontslaap in die 1000 jaar Vrederyk, hulle voor die wit troon oordeel sal verskyn, dit sal bevestig word, hulle name is wel in die boek van die lewe, en dan mag hulle die nuwe aarde bewoon. Die boeke wat geopen gaan word, jy weet, my moeder het vir my van kindsbeen af, vandat ek 'n baie jong seentjie was, het sy altyd vir my gesê, Raymond, jy moet oppas wat jy doen, want daar's boeke en alles word in boeke opgeteken, en ek het gedink, ag, jy weet, my ma praat maar net, en dis mos maar hoe 'n mens nou maar dink wanneer jy 'n kind is en wanneer jy baie jonk is. Maar weet u, so staan dit in Openbaring 20 vers 12, en my moeder was verseker korrek. Daar staan, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou vriende, daar is boeke in die hemel wat jou lewensverhaal bevat. Selfs as gelowiges, ons wat die Here vrees, daar's boeke oor ons lewe. Die Bybel het 'n naam vir daai spesifieke boek. Dis 'n gedenkboek. In Maleagi, hoofstuk 3 vers 16 lees ons, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam
eer. Dis dan wonderlik om te dink al jou gesprekke met ander gelowiges oor die wonders van God en die heerlike dade en magtige dinge wat die Here in ons lewe gedoen het. Al hierdie dinge, wanneer ons daaroor praat, oor wat God vir ons beteken, ons getuienisse gee, wanneer ons in persoonlike gesprekke in die sitkamer of in 'n motor of by die werk, of met iemand net praat oor die goedheid van die Here en die lieflikheid van die Here in ons lewe. Daardie boeke waarin gelowiges met mekaar gespreek het, is opgeteken, dit is in die hemel, en die Bybel noem dit 'n gedenkboek. Maar Daniël praat ook in Daniël 12 vers 21 van die boek van die waarheid. Daardie boek van die waarheid. Wat 'n boek is dit? Die Bybel sê, die gereg het gaan sit, en die boek van die waarheid is geopen, en dit wat opgeteken is in die boek van die waarheid, is dan ook later in vervulling gebring. Maar dan is daar ook die boek van God, die wet. Daar is die wetboek. Jesus sê vir ons, dat van alle woorde wat God gespreek het, sal daar rekenskap geëis word by die mens, want hy sê ook sy eie woorde. In Matteus hoofstuk 12 vers 48 sê Jesus, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dus wat ons hier vind is, ons het die boek van die evangelie, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, so alles wat u en ek weet van Christus Jesus, wat opgeteken is, wat ons in die Bybel gelees het en geleer het, ons gaan daarvolgens geoordeel word, van elke woord wat ons gehoor het, wat Jesus Christus gespreek het. Dis die evangelie van Jesus. In ander woorde, een van die boeke wat ons by geoordeel gaan word, en spesifiek nou die ongelowiges by die wittroon oordeel, is die evangelie. Wat het jy met die evangelie gemaak? Dan is daar die boek van God, die wet van God, want Romeine 2 sê vanaf vers 12, want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel. So hier het ons die boek van God, en hierdie spesifieke boek wat ons hier het, is rondom die wet van die gewete. Dit is tog in ons harte geskrywe, al het jy nie 'n Bybel nie, het jy die eerste waarheid. Jy weet wat is reg en verkeerd. En daardie wet is in jou hart ingeskryf, en volgens daardie wet gaan God jou oordeel. So jou gedagtes by die wittroon oordeel gaan jou beskuldig of verontskuldig. Dan het ons die evangelie. Ons het die boek van die gewete, want jou gewete moet spreek. Daar is 'n gedenkboek vir die gelowiges by die regterstoel, maar dan het ons die boek van die waarheid, die gereg wat gaan sit, en ons het die boek van die lewe. Dit staan tog so, dat as iemand se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe, het daai persoon geen toegang nie. Alleenlik diegene wie se name in die boek van die lewe opgeteken is, het toegang tot die Godstad. My vraag aan u is jou naam in die boek van die lewe? Dit is 'n saak van lewe en dood. Nee, dit is groter as lewe en dood. Dit strek tot ander kant die dood. Dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor die ewige dood, die tweede dood. As jou naam nie in die boek van die lewe is, kan jy nie in God se heerlikheid woon nie. Dan gaan jy eendag in die poel van vuur gewerp word. Dis die finale toets. Wanneer al die boeke geopen word en al jou werke geopenbaar is, in die finale toets is, verskyn jou naam in die boek van die lewe. Mag God gee dat jy jou lewe aan die Here Jesus gee, sodat jou sondes uitgewis kan word en sodat jou naam in die boek van die lewe opgeteken kan word. Alleenlik hulle wie Jesus Christus in hierdie tyd aanvaar as hulle persoonlike saligmaker, se name kan in die boek van die lewe opgeteken word.